Goeiemôre broeders en susters. Ek weet of al besoekers by ons is vanmôre nie, maar baie hartlik welkom as daar is. Ek het nou nie kans gehad om te kyk nie. Almal hartlik welkom vir 'n lekker warm koffie of tee. Koffie of tee na die koffie of tee na die diens. Ons kollektes vanmôre by die deure diakonale kas, by die onder die erediens, diakonale kas by die deure in standhouding vir die erediens. Bybelstudie hierdie week, in Huisna en Plet, Woensdag in Huisna, Donderdag Plet, Katekisasie, les 11 vanmôre, die suster saamtrek vergadering wat gehou word Saterdag om die dinge aan die rol te kry vir die suster saamtrek volgende jaar wat ons aanbied by Monica se huis. Die 10:00. Dan herinner ons hier dat dit Donderdag Hemelvaart is. Die kerklike kalender, dis eintlik 'n baie belangrike feesdag. Ons gee baie aandag aan die geboorte van die koning, aan die oorwinning van die koning met Paasfees, maar sy troonsbestuiging, sy kroning, word gevier met Hemelvaart. En dit is baie belangrik dat ons koning regeer. So ons erediens 10:00, Donderdag, met die oog op die Hemelvaart. Dan sê ons dankie vir die wat betrokke was hierdie week om weer die pad oop te maak, die wegbereiders. Groot boom het ongeval oor ons inkompad en die is weggeruim, so dat ons môre ook weer hier kon kom. Ons sê baie dankie daarvoor. Marikie, ons doen voorbidding vir haar, sy sukkel regtig baie erg met haar rug en vanmôre ons dit glad weer nie maak nie. Om hier te kan wees nie, ons dink aan haar, ons bede is dat die Here se hand van genade oor haar sal wees, ook vir die pad vorentoe, vir behandeling wat gedoen moet word, moontlike operasies. Dankie Johan, dat jy nou weer reg staan vanmôre, dat ons die rekenaar kan sing. Nou eers wacht op na die tyd voordat doen nie. Ek sou nie seker, ek dink daarom ek het alles gesê. Kry gewoonlik hierdie goed aan die gang wanneer ons die seënbede sing, ons nie vir hierdie week verjaarsdag nie. Ons wil vanmôre in die week waarmee ons begin het om te kyk na die simbole en dinge vanuit die Ou Testament en hulle betekenis na vandag toe, ons by die verbondsark stil staan.
die ark van die verbond. Daar's 2 psalms wat ook na die ark verwys, en ons gaan al 2 daai psalms ook vanmôre sing. Een van die psalms is Psalm 132. Psalm 132 sluit aan daarby dat Dawid die ark laat haal het, nadat dit vir 'n tyd lank eintlik weg was, kan ons amper sê, van nadat dit weggevoer is deur die Filistyne, in die tyd nog toe Eli die hoëpriester was, die begin van Samuel, toe hy jong was. Dawid het, toe hy koning geword het, die ark weer gaan wat haal en die toe na Jerusalem toe gebring. En dan sluit Psalm 132 daarby aan, maar dan besonderlik daarby dat Dawid toe ook, wat ons lees in 2 Samuel 7, vir die Here toe 'n tempel wil bou. Want hy woon in 'n lekker stewige paleis, maar die Here se ark staan in 'n tent. En ons gaan 3 verse sing wat hierby aansluit, die begeerte om vir die Here in sy diens iets te doen vir hom. Kom ons sing, sit in 'n Psalm vers 2, 3 en 4 van die tweede berijming van Psalm 132. Baie edel, maar die Here het vir Dawid laat antwoord en gesê, maar dis nie hy wat vir hom 'n huis bou nie. Dis God wat vir Dawid 'n huis bou. En ek lees die verdere verse, jou eie seun, jou eie kind, voer na jou koningskap bewind. Jou nageslag sal bly regeer as hulle hou by wat ek leer. 'n Huis is Sion vir die Here. Hy het dit self verordeneer. Ek sien hom, ek sorg vir hom, ek sien ook na sy armes om. Sy priesters sal daar triomfeer, my troue dienaars jubileer, daar vestig ek sy koninkryk, die vyand sal ontkrag toekyk. Die volkome vervulling hiervan uiteindelik dan in Jesus Christus, die koning uit Dawid, wat ook waarlik God is en wat regeer. Hy wat die koningskap het vir ewig. Ons wil baie keer dink, ons kom by mekaar en die Here is hier omdat ons hier is. Dis die Here wat ons saamroep. Dis hy wat sy koninkryk bou, dis nie ons wat sy koninkryk bou. En
Daarom is ons hier saam, ook vanmôre, juis omdat ons koning na ons gekom het, die ware Immanuel, God met ons. Hy wat ons verlos het, sy volk, uit die sondeslaverny, sodat ons aan die Here kan behoort. Daarom erken ons die koms van die ware koning, en dat alles eintlik van God afkom. Ons sing lied 321, vers 1 sit in die saal. Omdat ons hier saam is, grond van wat die Here gedoen het, omdat hy ons hier by inbring, verseker hy ons, hy is met ons. Genade en vrede vir u, van God ons Vader, en ons Here Jesus Christus, en die kragtige gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. Ons sing skrifberuiming 3:6. Die skrifberuiming is beruiming van Hebreërs 1. Christus wat die woord van God is wat vlees geword het. Sy belofte woord, ook sy verbondswoord, alles het in Christus tot vervulling gekom. Ons erken dat hy die koning is, dat hy die een is wat regeer deur wie ons die toegang tot God het. En ons skryf eintlik so 'n bietjie vooruit ook na Donderdag, die erkenning van Christus wat aan wie die belofte gemaak is deur die Vader, die troon staan vas vir ewig. Ons sing al 3 die verse. Hallelujah.
Ons bely ons geloof in die drie-enige God, en daarna sing ons beruiming uit Johannes 1, skryf beruiming 4:8. Ek glo in God, die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, uit die lyding van die hel ondergaan, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, aan die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam, en 'n ewige lewe. Ons luister na die wil van die Here en sy verbondsluiting met ons. Lees dit weer uit Deuteronomium 5. Die Here het gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die plek van slawerny uitgelei het. Jy mag naas my nie ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n gesneede beeld van 'n God maak nie. Enige afbeelding van wat in die hemelruim daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag nie voor hulle in aanbidding buig nie. Jy mag ook hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n besitlike God, wat kinders laat boet vir die sondeskuld van ouers, selfs die 3de en 4de geslag van hulle wat my verwerp. Maar troue liefde bewys aan duisende,
aan hulle wat my lief het en my gebooie nakom. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, maar die Here sal hulle wat sy naam misbruik nie ongestraf laat nie. Hou die Sabbatdag heilig, soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is 'n Sabbat in ere van die Here jou God. Jy mag dan geen werk doen nie jy, jou seun, jou dogter, jou slaaf, jou slavin, jou bees of jou donkie of enige van jou diere nie. Ook nie jou vreemdeling wat by jou is nie. Sodat jou slaaf en jou slavin kan rus soos jy. Jy moet onthou dat jy ook 'n slaaf was in Egipte land, en dat die Here jou God jou met 'n sterk hand en uitgestrekte arm daar uitgelei het. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te vier. Behandel jou vader en jou moeder met eerbied, soos die Here jou God jou beveel het, sodat jy lang kan leef, en sodat dit met jou goed kan gaan op die grond wat die Here jou God vir jou gaan gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreuk pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuig teen jou naaste nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, jy mag nie sy huis begeer nie, ook nie sy saaigrond, sy slaaf, sy slavin, sy bees, sy donkie, of enigiets wat aan jou naaste behoort nie. Blaai ons na die volgende hoofstuk, hoofstuk 6. Dit dan is die gebod, die vaste voorskrifte en beslissings, wat die Here julle God my beveel het om julle te leer, dat julle dit kan uitleef in die land waarin julle oortrek om dit in besit te neem, sodat jy ontzag mag hê vir die Here jou God, deur al sy vaste voorskrifte en gebooie wat ek jou beveel het na te kom, solank jy leef, jy en jou kinders en jou kleinkinders, en sodat jy 'n lang lewe mag hê. Jy moet luister, Israel. Kom dit nou gesed na, dat dit met jou goed mag gaan, en dat jy baie meer mag word, soos wat die Here, die God van jou voorouers jou beloof het. Luister, Israel. Die Here is ons God. Die Here alleen. Jy moet die Here jou God met hart en siel lief hê, met al jou krag. Hierdie woorde wat ek vandag vir jou voorskryf, moet jou in die hart draai. Herhaal dit vir jou kinders, en praat met hulle daaroor, wanneer jy in jou huis sit, wanneer jy op pad is, wanneer jy gaan lê, wanneer jy opstaan. Bind dit as 'n teken om jou hand, bedoelende, laat dit sigbaar wees in wat jy doen, leef dit uit. Laat dit 'n versiering op jou voorkop wees, of laat dit bind dit op jou voorkop, bedoelende, laat dit jou gedagtes beheers, jou denke. Skryf dit op die deurposyne, bedoelende, laat dit sigbaar wees in jou huislike lewe. En skryf dit op jou stadspoorte, laat dit in jou gemeenskapslewe sigbaar wees, wie die Here dien. Psalm 78 is 'n onderwysing in die geskiedenis. Ons sing ook hier die tweede beruiming. Ons het van die voorgeslag gehoor, ons dra dit weer aan ons kinders oor, dit wat die Here dan ook gesê het, julle moet dit ook vir julle kinders vertel, en dan sien ons ook hoe dat hy die ark ook laat verlore gaan het in 'n stadium, juis omdat die volk ontrou was, maar dat hy uit Dawid en daarmee eintlik deur in die vervulling in Christus die koninkryk herstel en almal weer na hom toe terugbring. 'n Onderwysing vir ons om te bly by die wil van die Here. Die melodie is bietjie, ons kan kyk hoe dit werk, anders kan ons probeer met Psalm 1 se melodie, wat ek dan net op kapella sal sing.
Here ons almagtige God en Vader, ons dankie dat ons hier kan saam wees, nie uit onsself nie, maar juis omdat U ons verlos het, omdat U ons koning ons hier by mekaar bring. Ons dankie Vader vir die genade, dat U ons weer laat los het, toe ons verlore was, maar dat U deur die verlossing ons na U toe teruggebring het, ons in U diens gestel het, sodat ons ook vandag hier kan saam wees om U te aanbid. Ons bid vir almal wat vandag nie hier kan saam wees nie, weens omstandighede. Ons bid vir U genade, elke dag ook in hulle lewens. Ons dankie Vader, vir milde uitkoms wat daar gekom het in die natuur, milde reëns wat ons watervoorrade weer kon herstel, maar daarmee saam het U ook U almag, U mag vir ons getoon, dat ons in ontzag ook voor U moes buig. Dankie vir U beskerming en bewaring. Ons bid vir almal wat geraak is deur storms en ongetuie in hierdie tyd. Dankie Here dat ons nou met U woord kan besig wees, en ons bid dat U hom wat U woord bedien sal lei met U lig en U waarheid, dat U ons wat woord wat U aan ons openbaar, dat U ons sal lei om te verstaan, U te verheerlik. Dankie dat ons tot U kan bid, juist deur ons Verlosser, ons Here Jesus Christus alleen. Amen. Tot vanmôre uit 3 gedeeltes lees, uit Eksodus 25, Johannes
Korintiërs 6. Eksodus 25 vers 8. Hulle moet vir my 'n heiligdom maak, dat ek in hulle midde kan vertoef. Volgens alles wat ek vir jou gaan wys, die voorbeeld van die tabernakel en die voorbeeld van al sy toebehore, presies so moet julle dit maak. Hulle moet 'n ark van doringhout maak. Dit moet 2,5 L lank en 1,5 L breed, 1,5 L hoog wees. L is van die elleboog tot die vingerpunte, gewoonlik op die koningse maat gewees. Dis so plus minus 'n half meter. Wat die L se lengte is. Jy moet dit met suiwer goud oortrek, aan die binnekant en aan die buitekant moet jy dit oortrek. Dan moet jy aan die bokant reg rondom 'n goue rand aanbring. Jy moet 4 goue ringe daarvoor giet en dit aan die 4 pote heg. 2 ringe aan die een kant en 2 aan die ander kant. Jy moet draaghoute van doringhout maak en dit met goud oortrek. Dan moet jy die draaghoute deur die ringe aan die kante van die ark steek om die ark daarmee te dra. Die draaghoute moet in die ringe van die ark bly. Dit mag nie daaruit verwyder word nie. Jy moet die getuienis wat ek vir jou sal gee in die ark sit. Jy moet 'n versoendeksel van suiwer goud maak. 2,5 L lank, 1,5 L breed. Word gesê ek moet ook gerubs maak daarop. Ons gaan by 'n volgende geleentheid sal ons stil staan by die betekenis van die gerubs. Vers 21, jy moet die versoendeksel bo op die ark neersit en dit in die ark en in die ark moet jy die getuienis plaas wat ek jou sal gee. Daar sal ek jou ontmoet van bo die versoendeksel af. Van tussen die 2 gerubs wat op die ark met die getuienis is, sal ek met jou praat oor al die opdragte vir die Israeliete wat ek jou gaan gee. Dan Johannes 1, vers 14, die woord het vlees geword en onder ons kom woon. Ons kan daar onder ons kom woon, letterlik staan daar uit onder ons kom tabernakel. Het onder ons kom tent opslaan. En ons het sy heerlikheid aanskou. 'n heerlikheid soos die van die unieke seun van die Vader, vol genade en waarheid. Vers 32, Johannes het getuig, ek het die Gees uit die hemel sien neerdal soos 'n duif en hy het op hom gebly. Ook het ek hom nie geken nie, maar hy wat my gestuur het om met water te doop, hy het vir my gesê, hy op wie jy die Gees sien neerdal en bly, dit is hy wat met die Heilige Gees doop. En ek het gesien en getuig, hy is die Seun van God. In Korintiërs 6, vers 9. Of weet julle nie dat julle liggaam wat julle van God ontvang het, 'n tempel is van die Heilige Gees in julle, en dat julle nie aan julle self behoort nie, want julle is duur gekoop. Verheerlik God dan met julle liggaam. Die ark van die verbond is 'n item wat baie verbeelding gaande maak. Baie daaroor gespekuleer al. Mense wat die ark een of ander iets wil maak wat 'n mag het in homself, een of ander generator of
kragopwekker of 'n ding wat elektrisiteit sou laat uitgaan, is party se idees, ander het hierdie idee van dis iets wat deur die aliens hier vir ons gegee was. Baie dinge wat rondom die ark gedink word. Films gemaak ook daaroor, hoe die ark wat verlore is, gesoek word en gekry word, en dan die magte wat en die kragte wat uit die ark voorkom, soos in 'n film soos Indiana Jones en die Raiders of the Lost Ark. Die Jode wat Christus verwerp as die Messias, hulle verwag dat die Messias nog moet kom. En hulle glo dat die ark deur Jeremia iewerster in 'n grot ingesit is, en dat God toe daardie grot geseël het, en dat wanneer die Messias kom, die grot oopgemaak sal word, en die Messias weer die ark sal uithaal, en na Jerusalem sal bring. So vir hulle het die ark ook net 'n kultiese simbool geword. Wat is die ark en waarom wat het van hom geword? Kom is die ark nie meer belangrik nie, dat ons hom moet soek nie. Die ark was 'n kas, 'n baie mooi versierde kas, met goud oorgetrek en frilletjies om en allerhande dinge. Maar sy doel was om 'n houer te wees. Ons het verlede week stil gestaan by die kliptafels van die verbond, die verbondsakte. En dat dit die kern is, daardie verbond, die kern is van die hele Bybel. En met die ark gaan dit ook oor daardie verbond. Die ark is gemaak om die houer te wees waarin die verbondsakte gebeere is. Daardie verbondskontrak wat op platklippe geskryf is, ingegrafeer is. Dit moes in die ark gesit word. En die belangrikheid van die ark was gebind primêr aan daardie kontrak, aan die inhoud van die ark. Is wat die ark so belangrik gemaak het. Die afskrif van die verbond is daar gehou, maar ook die duplikaat, die afskrif van God. Al twee die kliptafels in daardie kas gewerk. Maar dit is juist daarom wat die Here se teenwoordigheid van daar af aan die ark gekoppel is. Want is op grond van die verbond wat hy met Israel gesluit het, dat hy in hulle midde was. Het is op grond van die verbond dat hy saam met hulle getrek het. Het is op grond van die verbond dat hy vir hulle die land gegee het. Het is op grond van die verbond dat hulle hom kon aanbid. Die hele kultus, alles het gelyk of het konsentreer rondom die ark, maar nie om die ark nie, maar om die verbond van die Here. Om God wat homself aan sy volk verbind het. Daarom praat die Here met Moses van bo die ark. Nie omdat die ark belangrik is nie, maar omdat God deur die verbond onder sy volk woon. Dit was wat moes belangrik wees vir Israel, om het altyd te verstaan, dat hulle godsdienst gerig was op die lewende, ewige, heilige God, wat uit genade
hulle as sy eiendom gekies het, hom aan hulle gebind het, met hulle sy verbond gesluit het. Omdat God heilig is, wat hom deur sy verbond aan sy volk gebind het, is die ark heilig. Want dit gaan oor God, nie oor die ark. Die manier waarop die volk met die ark omgegaan het, het gewys hoe hulle voel oor die verbond, oor hulle verhouding met God. Daarom maar ook wanneer Dawid die ark eintlik in groot vertoon wil na Jerusalem toe bring, asof dit hy is wat in beheer is, dan doen hy dit ook nie volgens die voorskrifte van die Here nie, aanvanklik nie, dat daar die ark gedra moes word. En Ussa sterf. Dawid dan baie bang. En wanneer hy dan finaal wel die ark na Jerusalem bring, is dit met aanbidding van God, met aan mekaar offerhandes, met lofprysing en dansing. Dawid wat verag word deur sy vrou, omdat ook wanneer hy finaal die ark inbring, hy dit nie in sy amptskleed doen nie. Daarom eintlik beskou word deur ander as kaal, want die koning is nie veronderstel om sonder sy amptskleed te wees nie. In die drag van 'n gewone priester dans hy voor die Here. Want God is in beheer. Maar dan bou hy vir hom 'n paleis, en hy sit rustig daar, en dan wil die Dawid weer vir die Here 'n huis bou. Dan sê die Here vir hom, nee, jy is nie in beheer nie, Dawid, dis nie jy wat vir my 'n huis moet bou nie, ek bou vir jou 'n huis. Uiteindelik word dit in ons Here Jesus Christus vervul. So die ark, as item is nie die belangrike. Het gaan oor, hoe dink jy oor God? Dis hoe mense dan ook met die ark omgegaan het, die manier waarop hulle oor God dink. Die Here laat selfs die ark buit. Want as die volk die verbond verbreek, dan kan daar die verbondsakte maar weg. Dis weer een soos toe Moses die kliptafel stukkend gegooi het by die eerste keer. Is wanneer die Here by die Filistyne die ark laat wegvat, is dit omdat Israel nie in hulle verhouding met God geleef het nie. Hulle het die verbond verbreek, so daar gaan die verbondsakte. Het gaan oor die verhouding wat daar is tussen ons en God, wat ons sy eiendom maak, hom aan ons kom verbind het. Dan kom Christus. Hy wat die verbond moet kom heel maak. Wat die volkome verbondsherstel bring. En hy kom onder ons, so staan daar letterlik, kom hy tabernakel. Hy kom hier onder ons woon, soos wat God in die tabernakel onder Israel gewoon het. En omdat die verbond in hom saamtrek, hy die woord is wat vlees word, ook die verbondswoord wat vlees word, kom God se teenwoordigheid op hom af.
Johannes sê dan ook, ek het gesien hoe dat die Gees op hom neerkom en op hom bly. God kom woon op hom, kan ons amper sê, soos wat hy op die ark was. Christus word die draer, kan ons maar sê, van die verbond. Al God se verbondsbelofte strek in hom saam. Hy vervul alles volkome, maar hy maak dit ook vir ons moontlik om weer volgens daardie verbond te kan lewe. Hy word die ark, die draer van die heerlikheid van God. Hy verpersoonlik die verbond wat God met ons gesluit het. Maar deur hom gaan dit verder ook na ons. Die Here salf sy kerk met die Heilige Gees. So het verlede week ook gesê, die verbondsakte word nie meer op klip geskryf nie, maar op die harte van die gelowiges. Ek word met ander woorde die houer van die verbond. As daardie verbondakte nou op my hart geskryf is, word ek die woonplek van God. God verbind aan my op grond van sy verbond. En so word elke ware gelowige eintlik die verbondsark. Want die ark is nie belangrik oor hoe hy lyk nie, hoe hy gemaak is nie, maar hy is belangrik omdat die verbondsakte in hom bewaar word. Dit beteken ons word eintlik die ark. Daarom wat Paulus dan ook sê, julle moet verstaan, jou liggaam wat jy ontvang het van God, het 'n tempel van die Heilige Gees geword. Jy het die tabernakel geword, waarin God woon. Met jou hart die ark is, waar sy verbond met jou verbind vasgeteken staan. Staan ons die wonder. Dis waarom die ark nie meer belangrik is nie. Dis waarom die Nuwe Testament om nie moeg maak met waar is die ark. Maar die ark is nie die ding wat belangrik is nie. Dis die verbond van God wat hy met jou sluit, wat hy op jou hart graveer. En hoe ons dit verstaan, bepaal hoe ons omgaan ook met die ark. Om het so te sê. Net soos wat Israel se manier waarop hulle die ark hanteer het, gewys het hoe hulle verhouding met God is en hoe hulle met die verbond gaan, wat hulle van daai verbond dink. So is die manier waarop jy leef, waarop jy jou geloof leef, waarop jy God verheerlik ook in jou liggaam. Is dit die manier waarop jy wys wat dit vir jou beteken, daardie verhouding wat God met jou gesluit het, daardie verbond wat hy met jou gemaak het, en dat hy op grond van daardie verbond deur sy Heilige Gees in jou woon, jou 'n tempel gemaak het van die Heilige Gees. Mag ons verstaan hoe groot die wonder is van God se verlossing.
Dat ons nie dink, ons moet dit vir God moontlik maak om by ons te wees. God het dit gedoen, deur sy verlossing in Christus, deur die werking van sy Gees het hy ons na hom toegebring. Dat ons verstaan hoe groot die wonder is dat ons aan hom kan behoort. Dat daar die heiligheid wat in die tempel gekoppel was, nou aan my gekoppel word. Mag ons daarom streef om in heiligmaking al meer waardig te wees en al meer te wees wat God ons gemaak het. Tempels van die Heilige Gees, verbondsdraers, mense wat leef in 'n lewende verhouding met die lewende God, wat altyd met ons is, op grond van daardie verbond. Amen. Here, ons almagtige God en Vader, ons is klein voor U. Verstom daarvoor dat U ons nietige mense gekies het, U aan ons verbind het. Dat U ons lewe kon verander, kom mooi maak. Soos wat U gewone houtkas 'n besonderse iets gemaak het. Dat U dit met ons elkeen kom doen. Om gewone, nietige mense besonders te maak. Omdat U self in ons verbind het, omdat U verbond in ons gegee het, dat ons in daardie verhouding met U kan leef. Help ons, Here, om hierdie wonder wat ons verstand te bowe gaan, om het te verstaan, te aanvaar, te lewe tot U eer. Vergewe ons waar ons U so baie ontheilig, waar ons nie leef wat ons is nie, waar ons so worstel met ons ou natuur en met wêreld wat ons meer gelykvormig wil wees, en met al die dinge wat op ons afkom, waarvoor ons spoeg. Lei ons deur U Gees, Here, om al meer te wees wie ons gemaak is om te wees, U kinders, by wie U teenwoordig is, en wat U heerlikheid in die wêreld verkondig, U heerlikheid uitstraal, die lig laat uitgaan. Lei ons deur die Gees op die pad van heiligmaking, om al meer en meer verander te word na die beeld van ons Here Jesus Christus, hy in wie die verbond ten volle saamtrek. Ons dank die Here vir die genade dat ons met juist vanuit die verhouding met U alles van ons lewe in die teenwoordigheid kan bring. Met U kan praat oor die dinge waarmee ons worstel,
dinge waaroor ons hartseer is, die dinge wat ons bekommer. Elke dag se dinge. Dankie dat ons kan weet, U hoor ons bid. Dankie, Here, dat ons met sekerheid op elke gebed kan sê, Amen. Ons gee geleentheid vir die insameling van die geval. Ons gaan skrifruiming 8:1 kapella sing. Skrifruiming 8:1 wat aansluit by die beloftes van die Here dat hy ons harte verander en ons hart van vlees gee en sy Heilige Gees aan ons gee sodat ons in verhouding met die Here kan lewe. Kom ons sing al by die verse, kom ons staan. Water sal ons singel, water uit de springfontein, en van al onreinighede, was die Heer sy volk dan rein, nuwe harte gee aan julle, en ek gee 'n nuwe gees, sal die hart van klip verwyder, aan jou gee 'n hart van vlees. Gee my Heilige Gees aan julle, wat die krag verleen en trouw, om te wandel in my weë, en my wette onderhou, en jou sal die land van Sion, deur my seën weer verkry, wakker God sal wees vir julle, julle volk sal wees vir my. Die Here sal jou seën en jou beskerm. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig na jou toe oplig en aan jou sy vrede gee. Ja, die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, die gemeenskap van die Heilige Gees sal met u almal wees. Amen. 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 Amen.